het ons begin met die chemie en ons het geëindig hier op bladsy 5 en ons het gepraat oor bindingsorde en bindingsorde het gegaan, het jy enkelbinding, dubbelbinding, trippelbinding, toe het ons gepraat oor bindingslengte en ons het gesê, dit gaan oor hoe naby of hoe ver die twee goeders van mekaar af is, toe het ons gepraat oor bindingsenergie, wil eers praat oor dissosiasie energie. Dissosiasie energie gaan oor wanneer jy 'n binding het en jy breek hom op. Okay, dan nodige energie om hom op te breek, so te dissosieer. Dan bindingsenergie is as 'n binding vorm, dan raak die atome meer stabiel, dan gee dit energie af. Frederik, hoekom raak die atome meer stabiel? 2 redes. Hoekom? Ons het 'n hele grafiek gedoen daaroor. Ja, Henry? Wat is gepaard? Ek weet nie. Alles gepaard en hulle orbitale is gepaard. Die elektrone is gepaard, die ongepaarde elektrone is dan gepaard en dan al die orbitale en spesifiek die valensorbitale is allemaal gevul. Dankie, is dit al? Ek het dit gemis het. Okay, goed. Reg, so ons het daar na al die teorie gekyk, kom ons pas dit gou vinnig toe. So hier sit ek vir jou op die volgende bladsy, het ek 'n tabel, nou jy hoef nie die tabel te ken uit jou kop uit nie. Hulle gaan of jy die toespreeksamen in die tabel gee, of hulle gaan net vir die nodige inligting gee. Okay, so kom ons kyk net gou hier. Hierso is die bindings, die verskillende bindings waarmee julle nou baie te doen gaan mee hê. So dis 3 van presies dieselfde tabelle. Dan het ons die bindingslengte in pikometer, hoe naby die goed aan mekaar is, en dan het ons die bindingsenergie. So dis die energie wat afgegee word wanneer 'n binding vorm. Maar daai bindingsenergie is dieselfde as die dissosiasie energie. So sê nou maar as kyk na waterstofbroombinding, as daai binding vorm, dan gee dit 364 kilojoules per mol energie af. Maar om daai binding weer te breek, nodig jy weer daai spesifieke hoeveelheid energie. So bindingsenergie en dissosiasie energie vir 'n spesifieke binding is presies dieselfde. Okay, so hier gee ek jou 'n klomp tabelle. Ag inligting, nou vra ek vir jou. Verduidelik waarom die koolstof dubbelbinding koolstof, waar is hy? Daar is hy. Se bindingsenergie meer is as, daai met 'n klein letter wees obviously, as koolstof enkelbinding. So hulle sê vergelyk hierdie ene en hierdie ene en hulle wil weet hoekom is die dubbelbinding se bindingsenergie meer as die koolstof enkelbinding koolstof sinne. Rikus. Nee man. Ek het nog gewys aan die einde van die les, die tyd is amper verby, maar toe wys ek het vinnig met soke 2 balletjies, as ek toutjies aan mekaar gehad het. Julle moet nou, ek kan absoluut niks, net vir die lekkerte nie. As ek vir ietsie wys, of as ek oor ietsie praat, dan is daar 'n rede agter dit. Ek is hopeloos te lui om iets net vir niks te doen. Okay, so daar's 2 redes. So, daar is 2 bindings. By die koolstof enkelbinding is daar 1 binding, by koolstof dubbelbinding is daar 2 bindings om te breek. Okay? En die 2 is nader aan mekaar, wat beteken 'n meer gehegte binding. So natuurlik gaan dit dan meer energie vat om daai bindings te breek. Okay? So jy gaan sê koolstof dubbelbinding koolstof se bindingsorde is 2 en koolstof enkelbinding is 1. Daar is 'n koolstof enkelbinding koolstof. En koolstof dubbelbinding koolstof se bindingslengte is korter. Kom ons kyk net gou of dit so is. Kan jy sien hy's bietjie korter as daai ene? Klein bietjie, maar die goeters is baie naby aan mekaar. Sy bindingslengte is korter as koolstof enkelbinding. Dus benodig dit meer energie om koolstof dubbelbinding koolstof
se bindings, en nou maak ek net gou 'n hakkie, ek wil iets daar sê, bindings te breek. Okay, nou, lang of hoeveel punte so 'n tipe vraag gaan tel, maar as ek so na hom kyk, dan as ek so antwoord, dan het ek 3 punte getel, want jy het gepraat oor bindingsorde, jy het gepraat oor bindingslengte, en dan het jy gepraat oor die energie. Okay, kan jy sien, ek dink ek het dit al vir julle genoem, maar ek sê so weer, ek het hier so 2 feite genoem, daai en daai, maar jy kry net 1 punt vir daai 2 feite, want jy het 'n konsep verduidelik, jy het 2 goed met mekaar vergelyk. Okay, so net omdat jy 2 goeders genoem het, beteken nie jy kry 2 punte daarvoor nie, hulle gaan saam, daar is 1 punt. Nou wil ek net gou weet, watter tipe bindings is tussen 'n koolstofdubbelbinding en 'n koolstofdubbelbinding? Jean-Marie. Ons het op die heel eerste bladsy het ons gedoen, ons gepraat van kovalent, ionies en metaalbindings. Dus hoeveel is kovalent? Dis 2 nie metale. So as ek sê daai bindings te breek, verwys ek hierso na kovalente bindings. Okay, nou my volgende vraag daar is, waarom is die bindingsenergie, bindingsenergie, vir waterstoffluoried hoër as vir waterstofjodied? Okay, nou waar die hel is hulle? Hier is waterstofse bindings. Ons met waterstoffluoried vergelyk met waterstofjodied. Okay, en hulle wil vra daaroor. So as die waterstoffluoried is baie meer as waterstofjodied en hoekom? Okay, nou hier moet jy in jou argiewe van graad 11 gaan dink. Graad 11, graad 10. Julle het in graad 10 die periodieke tabel bespreek en ontleed en na gekyk. En toe het julle daar ergens gekyk na die atoomradius van atome. Kan julle dit onthou? Ergens het julle gekyk na hoe groot of hoe klein die goeders is. As jy kyk na atome, dan daar gaan nou die periodieke tabel hier langs, hè. Wat gaan ons met baie klein elemente bo en dan raak dit al hoe groter, al hoe groter, al hoe groter. Hoekom raak dit groter? Want jy sit meer energievlakke by, meer tipe orbitale by. En as jy kyk na fluor teenoor die jodium, 9 teenoor 53, is 'n nukleus baie groter, wat beteken hy baie meer elektrone ook. So jodium is 'n huge atoom en fluor is 'n piep klein atoom. Dan as jy nog iets onthou van graad 10, is elektronnegativiteit. Fluor se elektronnegativiteit is die hoogste, dis 4, en jodium, ek kan nie nou onthou, maar ek dink is 0,something. Wat beteken dit? Dit beteken as fluor elektrone met 'n ander atoom moet deel, gaan hy die sterkband kompetisie wen. Okay, hy gaan nou elektrone die sterkste na hom toe aantrek, heel moontlik heeltemal vat en nie regverdig deel nie. Jodium gaan glad nie so sterk aantrekking hê op buitenste elektrone nie. Hoekom? Want hy is so groot. Okay, dis 'n man met baie vrouens. Hy is die laaste vrou is wat hy gevat het. Jy moet nou doen. Maar as jy net een vrou het, dan weet jy. Ja, nou by. Waardeer. Okay, so dit is elektronnegativiteit. So fluor is baie sterk. Hy gryp elektrone na hom toe aan en hy hou dit. Maar jodium is so groot en die elektrone is so ver van hom af. Hy kan nie so sterk aantrekkingskrag op hulle nie. Okay. Goed, so dit is 'n hersiening van julle graad 10 werk wat jy nou nog moet onthou. Okay, so kom ons gaan gou net terug na hierdie twee. Hulle vra vir jou, hoekom is sy energie baie meer as sy energie? Okay, en ek kyk gou hierso na hulle bindingslengte. Kan jy sien dat fluor se bindingslengte is baie minder as jodium se met waterstof? Hoekom? 2 redes. Hy trek daai elektrone sterker na hom toe aan en hy's 'n baie kleiner molekuule, so die afstand is baie korter. Okay. Goed. So ons gaan dit beskryf. Ons gaan sê waterstoffluoried se bindingslengte, dit moet seker een woord wees, nee. Bindingslengte is baie kleiner
as waterstof jodidsin en vir 2 redes want fluor is 'n kleiner harde skryf. Fluor is 'n kleiner atoom en het 'n sterker elektronegativiteit. En ek sê dit in hakies, want dit hang af hoeveel punte dit tel, of jy nou al hierdie goeders gaan skryf en of jy nie dit hoef te doen nie. En dan gaan jy sê, dis benodig waterstoffluoried, fluoried, meer energie om die binding te breek. Kijk, nou jy sal sien, hierdie hoofstuk bietjie, maar meer in die volgende hoofstuk gaan jy baie skryf. Hoor, waar is Henk? Gewrig gebreek. Regs of links? Waarom? Wat het hy gedoen? Wat sê weer? Is dit nie sy oog gesien, is dit sy gewrig? Ek gaan seker nou nie eksamen kan skryf nie. Dalk moet hy dit tik. Kan hy tik? Of iemand kan vir hom skryf. Hai, arme man. Alrighty. Is hy regs? Weet julle ooit? Okay, het iemand 'n vraag daarso? Niemand 'n vraag. Okay. Goed, volgende. Nog 'n bietjie teorie, jy kan sien klomp blokkies hierso, jy raak sommer excited oor die baie blokkies en die baie definisies wat jy moet gaan leer. Die eerste definisie daar is 'n bindingspaar. 'n Bindingspaar. Okay? Ekskuus. Nou, voordat ons dit doen, wil ek gou vinnig, sodat ek dit vergeet ek wil doen, voor ons dit, wil ek gou vinnig weer gou gaan kyk na Lewis strukture. Want nou jy Lewis strukture, die kolletjie kruisie metode. Kyk, kom ons sê ons gaan teken die Lewis struktuur vir water. Okay, so in water het jy 1 suurstof en 2 waterstoffe. Okay, so dan obviously die ding wat jy een van het is die sentrale atoom, so jy teken hom in die middel. Suurstof het hoeveel elektrone? Altyd saam. Wat trek ek met my vrae? Louwendrie, het jy iets geantwoord? Louwendrie, hoeveel elektrone het suurstof? 8. Hoeveel valens elektrone het suurstof? Nee, dit is sy massa. Sê weer? O nee, maar jy was nou nie wanneer ook al in die klas nie, Dinsdag. Weilen? Nee, dit is sy valensie. Ek wil weet hoeveel valens elektrone het hy. Weilen? Nee, vir ekstra baie dit geval. Suurstof, 8 elektrone, andersom. Sy massa is 16, wat is massa? Dis neutrone, dis proton. Okay? Dan sien jy, hy is in groep 16, hy kort nog net 2 elektrone om perfect te word. So 1, 2, so as hy 2 elektrone kry, dan is hy perfect, so 2 negatiewe goed kry, dan is hy perfect, so sy valensie is -2. Maar valens elektrone is die elektrone in die laaste energievlak. Dit is 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektrone. So hy het 6 valens elektrone en dis wat jy teken in 'n Lewis struktuur. Dus jy teken net die valens elektrone en jy maak elke sy maak jy eers 1 elektron, so 1, 2, 3, 4 en dan 5, 6. Dan Pieter, hoeveel valens elektrone het waterstof?
Ja, almal het 'n elektron in sy laaste energievlak. Hoeveel elektrone het waterstof? Wat is 'n atoomgetal? Weet jy wat is waterstof? Dis H. Hy het 1 proton. Hoeveel elektrone het hy? 1. So hoeveel valens elektrone het hy? 1. 1. So hy het net 1. So elke waterstof het 1. So jy gaan hier 'n waterstof kan sit om daar te bind en daar waterstof sit om daar te bind. Kom hierdie loosstrukture so terug na julle toe so stelselmatig. Sê jy? Die substituut het as hierdie verduidelik. So jy het dit gehoor al. Ja, dit Okay, goed. Nou gaan ek kyk gou na definisies en dan gaan ek terug na verwys na hierdie. Eerstens gaan ons kyk na bindingspare. 'n Bindingspaar. Nou, paar beteken 2, bindings beteken hulle het gebind. Okay? So die definisie daar is 'n elektronpaar wat tussen 2 atome 'n kovalente binding gedeel word. Kovalent beteken hulle deel tussen 2 atome bring 'n elektronpaar. So sê gou vir my, Ardo, in water, hoeveel bindingspare is daar? Twee. Daar sien jy 'n bindingspaar en daar sien jy 'n bindingspaar. Ammonie in ammoniak. Hierso is ammoniak. Hoeveel bindingspare is daar? 3. Daar is 'n bindingspaar. Okay, dit staan daar in Engels vir geskryf. Jy sien nou 3 bindingspare. Okay, dan die volgende ene is 'n alleenpaar. Alleenpaar. Wat is die definisie daar? Dis 'n elektronpaar in die valens skil. Nou hoor die valens skil en ek dink jy het dit eers laas jaar ook in jou notas gehad. Skil beteken orbitaal. So valens skil of valens orbitaal. So elektronpaar in die valens skil van 'n atoom wat nie met 'n ander atoom gedeel word nie. So dit is nog steeds 'n paar, want dit is 'n alleen paar, paar beteken 2, maar hy deel nie met iemand anders nie. Leandri, hoeveel het water? Ja. Hy het ook 2, want jy sien daarso 1, 2. Linden, hoeveel het ammoniak? Nee. Ja, hy het 1 alleen paar. Jy kan sien nou net 1 alleen paar. Daar's 2 elektrone in 'n alleen paar, maar hy het net 1 alleen paar. Kyk. Dan 'n volgende konsep, elektronegativiteit en ek het nou met jou vinnig daaroor gepraat. Die definisie daar is die elektronegativiteit van 'n atoom is die maatstaf van sy aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar in 'n binding tussen 'n atoom en 'n ander atoom. Okay, so hoe sterk hy dit aantrek? Ek gaan lees nou verduidelik. Ek sê daar, Pauli, dit is 'n wetenskaplike, het 'n elektronegativiteit met geen eenheid. So dis nie Newton of massa of wat enigsins nie. Geen eenheid van 4 toegeken aan fluor en hy is die element met die hoogste elektronegativiteit en dis die sterkste aantrekkingskrag op 'n gedeelde elektronpaar. So ek nou net gesê fluor is nie jou maat nie. Jy wil nie met hom in 'n sterkman kompetisie gaan nie. En dis hoekom jy baie versigtig moet wees as jy enigiets koop vir jou gesig of jou tande of jou kos of wat ook al, as jy kyk na die fluor inhoud in dit. Okay, dit hang af hoe waarmee fluor gebind is, maar jy wil nie baie free roaming fluor elemente in jou stowwe hê nie, omdat hulle so verskriklik kan bind met goed in jou liggaam en dan kan dit baie keer bietjie giftig wees. Okay. Ja. Goed, so fluor, hy sal jou elektrone by jou vat. Okay? Dan die ander element op die periodieke tabel is net vergelykende waardes teenoor fluor, so dit fluor met almal gaan toets. En dan die verskil in elektronegativiteit van atome in 'n chemiese verbinding bepaal of die verbinding ionies is of kovalent. Frederik, sê gou vir my weer, wat is die verskil tussen kovalent en ionies? Kovalent is met 'n metaal en 'n ander metaal en
Okay, ja. Wat is die verskil tussen hoe elektrone optree? Amorai? Gaan na bladsy 1 toe. Ek sit 'n nota daar gemaak. Oor die verskil tussen die ioniese en ekwivalente binding in terme van elektrone. Kovalente, hulle deel elektrone en die ionies hulle dra elektrone. Oor. So, dis hoe ons wil kyk na die verskil in elektronegativiteit, want is hulle ewe sterk, so deel hulle equally, of is die een element baie sterker en hy vat heeltemal die elektrone vir hom en hy word negatief en die ander ene is 'n positiewe ene. Okay, so dis waarna ons nou gaan kyk, want dit gaan bepaal watter tipe binding ons het. Nou, hoekom is dit enigstens belangrik? Want ons gaan hierna, ons doen dit 'n bietjie in die hoofstuk, maar ons gaan hierna na volgende hoofstuk toe, want dit bepaal alles van daai elemente. Die rede hoekom water 'n vloeistof is by kamertemperatuur is gevolg van waterstof en suurstof se elektronegativiteit. En as gevolg van hoe hulle die atome deel, is water 'n vloeistof op aarde. As dit nie so was nie, dan het ons nou of waterdamp ingeasem of dit was ysblokkies oral. Okay? En as dit so was, dan het niemand geleef nie. Okay, so daai delikate balans tussen wat se sterker en hoe sterk hulle is, bepaal alles rondom jou. Okay, so dit is crucial dat jy verstaan met watter belangrike goed jy tans besig is. Okay, so daar sien jy het ek vir jou die verskillende verbindings gegee en sodat ek nou pause, want vir 'n oomblik dink ek hulle het daar 1.7 verander na 2.1 toe. Vir 'n oomblik dink ek, so het iemand hulle exam guidelines hierso. Eksamenriglyne wat ek aan die begin van die jaar uitgedeel het, dat alles wat jy die jaar gaan leer en moet ken en al die definisies. Die raai is net jou data weg. Nee, vir is dit nie. O, is dit? Pragtig, ekskuus. Na 2.1 toe. Hoekom het hulle verander? Nee, so dit 'n partye handboek, ek onthou ek het hierdie opgestel uit 'n IBE handboek uit. Ja, IB, ja, hulle verskil. Maar hulle verander ook elke nou en dan. Die chemie, internasionale chemie organisasie verander nog ons hulle wette. Hersien hulle wette elke paar jaar. Okay, so 2.1. Okay, goed. So as die verskil in elektronegativiteit groter of gelyk is aan 2.1, dan is dit 'n ioniese binding. Dan beteken dit die een vat hom heeltemal en die ander word negatief en die ander word positief. So as die elektronoordrag wat plaasvind vanaf die atoom met die kleinste elektronegativiteit na die atoom met die grootste ene. So as kyk daar na tafelsout. Ekskuus, nou hierso is waar jy jou periodieke tabel moet uithaal, hoor. Had ek jou uitgereed aan die begin van die jaar? Dis moeite. Trek my nie uit op hulle wil nie daar ons. Ja. Dis erg. Ja. Ja. Ek het dan my een vriend Andrew. Hy het elke liewe NW juffrou gekritiseer op woord van hoe oud hulle periodieke tabel is. As hulle nie die nuwe elemente opgehad het en kritiseer nie.
Wat denk jij iets? Jy het een gekry aan die begin van die jaar. Hierdie het nie al elemente nie. Ek dink tans staan ons op 118 elemente. Jy kan sien hierdie gaan net tot by 103, want jy hoef nie almal te ken nie. Nee, maar dis op hier. Dan sê jy altyd jy daai produk van is oud. Ek het letterlik myne hierdie jaar gekoop. Nee man, hy sê dit vir my, ek het ook gesien met dit. Sê vir jou vriend Andrew, hy het nog nooit 'n produktietabel gekoop dan sê julle lewe. Okay, goed. Right. Natrium se elektronegativiteit is 0,9. Jy lees dit daar aan die linkerkant van jou produktietabel en kloorsinne is 3. So wanneer jy dit gaan uitwerk, dan jy hoef nie te sê die begin minus einde of einde minus begin nie, dis altyd die grootste ene minus die kleinste ene. Altyd. Jy kan sien daar gee vir 2.1, so dit beteken ioniese binding. Wat beteken ioniese binding? Dit beteken natrium word heeltemal positief, kloor is heeltemal negatief. So hulle is twee ione, dit vorm 'n ioniese binding en dis hoekom sout soos 'n kristalletjie lyk as gevolg van die feit dat hy 'n ioniese binding is. Dan as jy kyk, as jy verskil in elektronegativiteit en dit moet wees nou soek ek weer aan notas van jou. As albei so 'n groter as is gelyk aan teken. Okay, maar as jy sien dis tussen 2.1 en 1, dan is dit 'n kovalente binding, beteken hulle deel. En ek sê vir jou sterk polêre kovalente, want hulle deel, maar hulle is nie regverdig deel. Okay? Dis is om te sê ek en Anke besluit ons gaan saam PlayStation koop. Maar ek sê vir ek sal hulle die week hou, sy kan hom naweek kry. Is dit 'n regverdige deel? Wel, tegnies waarskynlik beter opsie om te doen. Okay? Maar dis meer van meer tyd by my as by haar. So dis nie regverdig nie. Dis dieselfde ding hierso. So jy hulle deel elektrone, maar die een is sterker, so ek hou dit nader aan hom as wat nou van die is. Okay, en een voorbeeld daarvan is water. So ek wil gou hê jy moet vir daardie verskil in die elektronegativiteit gaan uitwerk. Tussen water en wat gaan nie langsaam aan? Okay, nou wanneer jy dit gaan meet, watersin is 3.5, suurstofsin en waterstof is 2.1, né? Maar jy gaan nie nou waterstof gaan maal met 2 nie. Want as ons kyk na ons prentjie daarbo, ek wil weet wat is daardie binding, wat is 'n binding se polariteit. Okay? So ek wil nie na die hele ding as geheel kyk nie, ons gaan nog daar kom. Ek kyk nou net na een binding. So dis tussen 'n waterstof en 'n suurstof. So dis 3.5 minus 2.1 en dit gee vir jou 1.4. Ek praat nou van 'n binding, ek praat nie van 'n molekuule nie. So ek wil weet wat is die elektronegativiteit in 'n binding. So dis die hele molekuule? Nee. Dan gaan ons iets anders doen. Ja. Hoeveel mense die waterstof is 3.5? Die suurstof is 3.5. Well, die hoeveel mense wat is staan dit daar? My maggies, dis hoekom ek weer periodieke tabels uithaal. Okay, so nou sien jy dit is 1.4 en 1.4 is kleiner as 2.1. So beteken dit is nie ionies nie, maar hy is groter as 1. Okay, nou hoekom is groter as 1 belangrik? Groter as 1 beteken dat hy polêr is, dat dit nie 'n regverdige binding is nie. Okay, ek wil dit gou iets hierso verander vir jou. Hierso by ioniese binding sê ek vir jou groter of gelyk aan 2.1, dit moet net groter wees. Hom moenie is gelyk aan teken wees nie, hoor. Goed.
Dan die volgende ene, as hy groter is as 0, maar kleiner is as 1, dan beteken dit nog steeds 'n kovalente binding. So, daar's 'n deling. So nog steeds nie 'n regverdige deling nie, maar dis nie super onregverdig nie. Okay? So dan sê ons dis 'n swak polêre binding. Hierdie is 'n sterk polêre binding. Baie onregverdige deel. Hierdie is ook 'n onregverdige deel, maar nie so super onregverdig nie. So die voorbeeld wat ek daar vir jou het is waterstofkloried. Waterstof is 2.1, kloor is 3. So die verskil in elektronegativiteit is 3 minus 2.1, dit gee vir jou 0,9. Okay, graad 11. Wat ek wil hê jy moet vir my doen, is op bladsy 8. Nee, gaan jy vir my gaan invul, dis jou huiswerk, omdat ek sê julle nie môre nie, nee, so jy kan vir môre iets doen. Jy gaan vir my verskil in elektronegativiteit gaan uitwerk, en dan, jy hoef nie al die sinnegoeders te sê nie. Jy gaan net vir my sê, is dit sterk polêr, swak polêr, ionies, wat is hy? Okay, so net die eerste. Ons al in